groot voorreg om vanoggend met Frank en Frankie Opperman te kan gesels. Frank, ek moet nou vir jou sê, jy's 'n vreeslike galante heer, hoor. Toe ek jou nou groet, dit is die eerste keer dat ek jou ontmoet, toe staan jy op uit jou stoel en jy sê dag. Is dit altyd so of sit jy maar 'n bietjie aan? Ek is bang my dooie ouma sien my, dan gaan sy my moes nou uittrap. Nee. Zo'n half maniere geleer. Goed groot gemaak, het jy die goeie maniere by jou pa oorgeneem. Nee, hy het niks van daai goeie maniere geërf. Die bietjie wat daar is, hopelik. Ja, die bietjie. Maar daar's 'n vreeslike goeie rapport tussen julle twee mense. Kan dit sommer sien. Julle sit hier en grappies maak, dan dink julle ek sien nie en is julle stout. Stout? Nee, ag Nee. Ek dink is dalk 'n bietjie angs. Is dit aan? Ja, dit dit is is angs. eintlik angs, Dis 'n ja, manier om ja. van angs Ek ontslae het te dalk raak. swart aan, maar ek is nie die engel van die dood nie of naaste by soos jou dooie ouma en ek's baie vriendelik. Vra maar vir Dawie. Weet jy Frank, jy het 'n roemryke loopbaan, nê? En gewoonlik sê mense ek moet vir jou goed vra soos oor jou grootword jare, maar vir jou gaan dit 'n bietjie moeilik wees want jy het redelik rondgetrek. Wat het daai grootword jare gedoen aan jou vermoë om ek sou sê so 'n goeie akteur te wees? Nee, ek weet nie, maar ek was in 11 skole in my lewe. En die een keer weet ek 'n psigiater gaan sien en ek verduidelik om my sorry ass storie 11. Toe sê hy, gewonder jy het 'n akteur geword nie. Jy weet want hy moes half aan. So ek dink dit danksy 11 skole het ek maar in die beroep beland waarin ek is. Maar vir jou was daar redelike stabiliteit in die huishouding. Ek weet jou pa was 'n akteur. Hoe het dit jou beïnvloed om te sien hoe hard hy werk en hoe dikwels hy dalk moet weggaan van die huis af? Ja, eerstens ek was in 2 skole. Okay. 3, okay. Dis Dit was nou nie so nagenoeg. erg Is nie. daar So dan dis nie klaar 11 nie, maar beter. is nagenoeg. Kyk, ek het nie by my pa groot geword nie. Wanneer het jy geskei? 7, 6 of 7. Nee, ek dink toe ek so 3 was, maar Nee. Dis hy ja. Hierdie voel soos 'n dokkie. Ek kan net begin rol. Ek dink nie, man, ons was vir 5 jaar getroud. 5 jaar. Ja, Okay. ja. Maar ja, ek het by my ma 5 groot. jaar te lank, maar dit was Dit 5 klei jaar. hier oor nie. Dit was iets tussen 4 en 5. Soos 'n sielkundige sessie begin voel. Maar ja, ek dink in die bedryf was dit baie cool dat mens saam met hom op stelle kon gaan, dink ek. Alhoewel mense vra baie keer hoe was dit om jy weet ouers in die bedryf, dan dit was maar net hulle werk. Maar nou is dit soos dan gaan jy op en daar's 'n toneel waar 'n bomontploffing gebeur of daar's 'n groot troue. So is nogals cool om sulke goed te ervaar het. En hy was die oorspronklike in Orkney Snorkie, was hy die oorspronklike wingnut. Daar was 'n baba wat gebore was met die naam Wingnut en hy was Wingnut toe hy. So jy het vroeg jou kolle gehad, nie? Ek dink hulle het my Hy was famous toe hy 2 was. Hulle het my inforceer en ek wag En hulle nog het jou nie betaal nie. Nee. Ja. Nee. Maar Frank, jy is mos nou iemand met groot wysheid, nee. Hulle sê mos ons almal kry so gemiddeld 4000 weke om te lewe as jy dit nou uitwerk. Nou, ek gaan nou nie vir jou op lig vra Is oud dit net 4000 Dit is net weke? 4000 Oh, damn, weke. dit baie oor nie. Maar as ek nou so vinnig somme maak, hoeveel het jy nog oor? So 500? 520? Nee, ek wil nie eens daaraan dink nie. Maar dink jy het nou al genoeg weke agter jou en genoeg wysheid wat jy nou kan deel en wat Nee, jy vir ek jou soek seun nog kan doen? wysheid. Ek is nog een van daai ouens. Ek is oop vir enige beter idee as die laaste een wat ek gehoor het. Ek is nog steeds in search of. Ja. Maar gelukkig het jy 'n seun wat lyk my gereed staan om saam met jou te search. Ja, dit was seriously special geweest. Ek het natuurlik die dokumentêr gekyk en die mens voel asof 'n mens jou pa leer ken, nie net die akteur Frank Opperman. Was dit jou idee geweest? Ek dink ja, dit was so of die missie is. Ja. Jy weet almal ken die karakters in die reeks. Ek dink jy weet dis amper so 'n bietjie my highlight show te wees. So om hopelik bietjie iets dieper te kan die ou agter die karakters. Want ek wil sê dit was nog steeds anders as 'n klomp mense wat op 'n reis sit en hulle ek ken vir Frank van so lank en vertel 'n paar staaltjies. Dit was 'n belewenis, 'n regtige saamstap. Het dit anders gemaak die feit dat jy 'n bietjie inside info gehad het? Beslis. En ek dink die angle was ook om dit van 'n seun se perspektief te vat, van my perspektief. So hopelik het dit so 'n bietjie anders as die normale standaard, jy weet. En ek het dit ook, ek het net gesê, dis sy baby, ek wil niks daarmee te doen nie, ek sal rondloop en staan waar hulle sê ek moet staan. En ek het dit ook maar op die TV vir die eerste keer gekyk. En ek was baie verlig dat my seun sy pa beter laat lyk, dit is wat hy regtig
ek wil nou net vir jou vra of jy dink hy het 'n goeie jobie gedoen. Hy het 'n uitstekende job gedoen. Ek het nie geweet ek is so oulik nie. Maar die besluit om 'n dokumentêr te maak oor jou pa, hoe vat 'n mens so 'n lewe met soveel fasette saam, met soveel karakters? Ja, Wat sny jy uit? Wat het dit nie gemaak nie? Vertel vir my van 'n paar goed wat dit nie gemaak het. baie goed. Baie mense. Ja. Ons het onsself hoeveel mense is kwaad vir jou? Ek hoop nie so nie. Daar is 'n paar, ons het so 'n paar release. Ek bedoel Jan Badenhorst was daar, Margit en Marian Holm, Albert, Marit, familie Saldana. Saldana, Andrei Orendal, AJ Opperman, al die mense moes ons uitsny want Sure. maar dis ook hoe dit werk baie. Jy skiet en dan in die edit room dan jy weet dan werk jy so 'n bietjie aan die storie En jy jy voel net wat self in lewe. En ek wou niks daarmee te doen gehad het nie. Ek wou nie om die mense te bel en sê hulle is om enige iets Frank, een spesiale oomblik uit daai dokumentêr het 'n plek wat jy dalk besoek het of 'n ding wat jy saam gedoen het. Ek dink aan Woester, maar ek wil nou nie woorde in jou mond sit vir nie. my was die hoogtepunt toe ons na 'n plek met die naam Oppermans toe gegaan het. Want dit was net toevallig iets wat my pa hy was ook 'n Frank, so ja, hy het sy hele lewe lank gepraat van ons moet Oppermans toe gaan. Hy het nooit daarby in sy lewe uitgekom en dit was vir my die hoogtepunt om saam met 'n ander Opperman meer Oppermans raak te loop as wat ek nog ooit tevore op eens plek Dis 'n Oppermans. familie-reunie. Ja, dit is hoe dit gevoel het. So die een ding wat almal oor jou pa sê, of hulle dit nou op kamera sê of in 'n gangetjie iewers, hy is regtig nie windgat nie. glad nie. Hy is nie, en hy het alle reg eintlik Ek tog ek is windgat. Nee, jy moet tog baie leer, sit maar, gaan speel in die sand. Ja, net my vrou wat vir my sê ek is windgat. Okay. Maar wat se invloed het dit op jou gehad om hierdie legende te sien? Hy's jou pa en hy het hierdie nederigheid en behou nog steeds daai menslikheid en daai sin vir net fokus wanneer iemand na hom toe kom en sê yes, ek het baie van jou show gehou en soveel aandag spandeer net aan daai een oomblik, daai een persoon. Ja, ek bedoel ek leer baie by hom veral met daai deel van die bedryf ook en net as mens. Ja, soos jy sê nederigheid, ook om tyd te maak vir almal, vir fans. Dis nie iemand wat fans, jy weet, wegskies. My fanbase is almal mense bo 80. Jy moet tyd hê vir iemand bo 80. Dit is nie mooi nie. Toe maar jy het nog 520 weke oor, Frank. Daar's nog baie tyd vir jou om tyd te hê. Ek speel op die oomblik ek is in 3 toneelstukke. Die een is ek 4 jaar oud. Ek is 'n bietjie de mekaar. Ek speel 'n 4-jarige in 'n toneelstuk Crybaby en dan speel ek 'n 500-jarige as die rol van Adam. En dan doen ek aan 'n een waar ek 14 karakters van 65 speel. So ek self is ook nie meer seker wie of wat. Kleurvol mense, kleurvol. Koek wat ook nou begin het. Dit was nogals 'n karakter wat hy daar aangepak het. Ek gaan laat Leon met jou gesels oor Koek. Ja, Koek is 'n lekker storie. En met Frankie oor nog van sy projekte. In die woorde van Bon Jovi, like Frankie said, I did it my way. Huh? Dink jy ook so? Het jy dit op jou manier gedoen? In ag genome, jy het nou in hierdie huis groot geword wat jy weet, dis akteurs. En toe nou weliswaar beland jy toe nou ook in hierdie bedryf. Ja, ek wou eintlik glad nie in die bedryf beland het nie. Wat wou jy doen? Ek wou eers 'n veearts geword het. Soos almal? Ja, wat ek nou nie kan indink nie. Lief vir hondjies, soos vir hondjies. Hondjies, kyk, wilde diere, jy weet daai cool goedjies as kind. En toe het ek gedink aan physio. Dis iets wat ek actually nou kan dink. Okay. Ja, maar ek moes dit dalk gedoen het. Ja. Maar ja, toe beland ek in die bedryf. Daarom agter die skerms. Moet meer agter die skerm. Nou ek wil jou daaroor vra want ek spot nou maar ek bedoel ons almal in die bedryf weet wie's Frankie en ek bedoel dit is nie as gevolg van ja jy dalk nou geleer daar maar jy's 'n gerekende regisseur vandag en storieverteller wil ek sê. Maar daar's ook al 'n gesin. Jy weet hoeveel is daar toe nou is daar nog en ek weet daar's nog Frankies. Nog Frankies. Nog Frankie. Nee, Frankie, Frankelina. Wat ag jete. So daar's Frankie. Ja, die 4de. Frankie. My oupa was ook Frankie. En hulle is almal Frankies. Moenie laat hulle jou flous doen. Ja, nee, ek weet. My pa is ook Frankie. Ons het sy ID-dokument onder oë gehad. Ja. En ek is wel bang hy gaan
Frank word en ek gaan Frankie bly. Dit skips dit. Dis hoe ek gehoop het ek kan Frank word. Ek kry net 'n Frankie en antwoord ek. Didn't happen en daar is my vrou Debra en daar is ons dogtertjie Noah wat nou amper sy word nou 3 in Oktober. Sy's bietjie groter as daar. Ag, cute man. Ek wil met jou praat spesifiek ook oor die Elders reeks met Ernst SAFTA gewen vir die ligtoringroete hierdie jaar. Yes, ja. Waar begin ek bedoel om so 'n ding uit te dink en ek bedoel was dit 'n kom ons sê was dit daai tipe ding van jy bedink hierdie ding en dit ontvou soos wat jy aangaan en daai storie homself vertel of het jy dit tot die hare fyn beplan vir die plaaslike een is dit. Ja. Kyk, daar is nogals daar is eintlik baie beplanning wat daar ingaan. Ek weet dit lyk dalk nie so nie, maar ek dink dis juist daai stap nou maar die pad, maar met enige van hulle wat nou so gebeur, ons het nou Vietnam wat ook uitkom, maar met ligtoringroete is daar 'n helse lot beplanning wat ingaan. Jy werk daai roete fyn uit. Jy moet nou ook vooraf weet wat gaan ons skiet, waar gaan dit min of meer inpas. Jy weet, jy kan nou nie alles bepaal nie. Natuurlijk. Maar jy moet ook weet dat daai hele roete vir jou 13 episodes kan gee. Waar kan ons dalk 'n gas inbring, jy weet iemand wat bietjie saam kan stap. Waar is daar lekker mense op die pad. So dis baie navorsing voor die tyd, ja. En jou kameramanne moet ook al fiks wees. Definitief, ja. Hulle is die eintlike ouens wat hard werk. Exactly. En ons het nogals dieselfde span, is baie lekker. Ons sê altyd so 'n band of brothers. En dink aan die klank man, almal sê hy het nog so 'n pak wat hy voor ook dra, jy weet. Mense sien nie daai goed nie. Nee, en ons stap regtig. Met vir al die plaaslike ene stap ons daai pad, jy weet, ons hou daarvan om ergens altyd so te terg. Ja, hy stap nie, hy doen. So hy stap om dan hy stap, ek sal sê, kom ons sê 98% van die keer. Daar was al 'n keer wat ons gou op 'n bakkie moes spring om 'n mooi sonsak op 'n regte punt te haal, maar ja, ons almal stap dit. Dis nogal 'n ding, ja. Frank, ek wou nog 'n klomp dinge vra, maar hulle rasel weer met my in my oor. Dis my baie lekker om te gesels. Ons is nog nie klaar met jou nie. Hang nog 'n bietjie rond asseblief hoor. Lekker. Die legendariese Wat lag jy? Legende is 'n ou met 'n groot Stetson hat en 'n groot paar bootse. Dis 'n legende. Maar daar is dis groot bootse wat jy. Hierdie is ou skoene Dis en 'n ou dooie groot- vriend se leerbaadjie wat ek vandag aantrek. Frank, ek wil net 'n paar dinge by jou hoor, né? Ja. Hierdie 4-jarige wat jy 4 jaar gespeel en 'n 500-jarige gespeel. Wat se storie is Ja, dit? maar dis toneelstukke wat dis wat 'n ou mens ook maar doen is ek doen 'n toneelstuk saam met Margriet Dovedola. Ons doen 'n ding eerste vir alles ek speel Adam en sy is Eva. Hulle was die eerste vir alles. Hulle het uitgevind wat is daai ornament tussen jou bene, waarvoor word dit gebruik. Dit is net so 'n lekker komedie wat Wessel Pretorius geskryf het en dan doen ek nog so ander ene Cry Baby waar ek 'n 4-jarige seentjie speel wat nuus kyk. Hy kyk nuus by die kleuterskool en word hy 66 jaar oud. Klein Samuel en dan is die avonture van hierdie klein seentjie wat 66 is, maar is eintlik nog net 5 jaar oud. Ja, dit kom uit Cry Baby uit. Waar het julle hulle gekry? Ons kry baie goed. Ons doen navorsing hier. So wat het jy gedink het? Ja, en is dit dieselfde as Koek? Nee, Koek is 'n TV-reeks, Koek 2. Koek 2. Dis ek dink hy 2 aande terug begin. Maar ek weet nie waar mense hom kan kyk nie. Dit was op Showmax, maar dis mos nou nie meer daar nie. So daar's hierdie briljante reeks Koek 2. Ek self weet ook nie om hom te kyk nie, maar ek speel 'n lekker karakter daarin. Choppy Ter Blanche, so ou 'n rolstoel, die koning van Bellville, second-hand car dealer, 6 vrouens later en hy skiet voor hy vra. Dus ek het dit so geniet. Ek kan nie wag om dit op TV te kyk. Maar ek weet dit, daai rol pas nou nogal vir jou. Jy lyk nogal so 'n bietjie soos 'n gangster. Ja, Jy dra 'n dooie ou se leerbaadjie. Ja, en waar dit het jy dit gekry? Ek meen, Nee, dis my oorlede vriend saam met wie ek vir 25 jaar lank musiek gemaak het. Toe hy oorlede, sê sy vrou, ek kan iets kies. So as ek ergens heen gaan, dan vat ek my buddy Michael Maxwell saam, en weet ek daarom, hy is ook daarom nog hier half saam met my, dan is dit minder lonely. nee maar terug te keer, jy klink nou nogal soos, ek meen jy 'n gangster tipe van rol kan nogal baie goed met jou werk. Ek meen as jy so kyk. Ja, ek het ook gangsters gespeel. Ek het eendag so 'n lekker polisieman gespeel, Eyster Swart, jare terug.
dit was die laaste regtige sleg ou. Hy het daai quote gehad van mense wat dink hulle is donder smart, is nie altyd so donder smart nie. Dit was nou vir my baie lekker om uit Pieter Blanche te speel. So ou in 'n rolstoel wat skiet. Maar is jou ek meen jou wie jy is, die mens wie jy is en hoe jy die manier hoe jy praat en so aan. Dit beperk jou op 'n manier tot sekere aantal rolle. Ek meen jy kan 'n rol speel soos so terloops, ek het nou eendag oor Orkney gery. Gevlieg. My innige simpatie. Orkney is ook nie meer wat hy was nie, né? Ja. Ek dink hy snork nou. Vertel my van ander goeters wat op pad is vir jou. Nee, en ek is maar net 'n ou, ek het nou teater. Ek doen teater, so elke nou en dan doen 'n oue televisie dingetjie, maar ek doen teater en wat ek eintlik doen is ek toer rond met my eenman vertoning reunie. Dis so 'n vertel my van dit. 40 jaar matriekreunie wat oor COVID 'n 46 jaar reunie geword het en dan speel ek nou al die oudskooliere. Ek doen dit reeds op Vadersdag by 'n plek in die Wat gaan jy doen Vadersdag? Ja, is dit ek werk op Vadersdag. Ek doen 'n show by Heroes 2 in Brackenfell in die Kaap. En is dit nou hierdie reunie? Dis 'n reunie, ja. Dis net 'n eenman reunie. Ek is die hele reunie. So 'n malspel, maar dis 'n beautiful toneelstuk. Ek gaan nou reeds ook in die bos toe met hom en dan doen nou maar al die feeste. Laat ek net iets ding van jou vertel, né? Wat jy nou doen. Een van jou wel 'n mannerisme. Ja. Wat jy sal 'n ding sê en jy sal 'n ding sê en dan sê jy so maak. So dis daai het jy dit. Daai het jy dit nou. Soos wat jy nou Jy moet gaan werk daar. Ja, dis 'n tipiese mannerisme wat jy. Maar luister nou eers, ons gaan vinnig 'n draai maak by Fly Saf Air en dan kuier ek saam met Frank, Frankie en nog 'n Frankie. 3 Frankies. One thing Frank is a bloody good songwriter. Ek is 'n one-man show ou, danksy Donna. Jy hoef net so te wys, dan weet mense waarvan jy praat. As ek nou een fan op hierdie planeet het, dan is dit my ma. Ek sien hierdie as 'n einde van 'n sekere fase in my lewe. Laat ek net as julle dit mekaar raak, vir julle net 'n bietjie reg help. Frank. Ja, ek is die oudste. Nee, regtig? Like, jonger is die twee. Dis nou Frank, Frankie en Frankie. Ja, dis reg as jy volgende reg. Jy's nie Frank nie, is jy? Frankie Junior. Is dit sy naam? Junior. Junior. Dis dit die naam. Ek wil net weet, kom ons begin by Frank, daai een aan die ander kant. Ja. Is dit net die eerste laatetjie of daar's nog eenetjie, né? Daar's nog 'n dogtertjie ook. So het jy geweet jou oupa is so bekend en beroemd? Ja. Het jy geweet? En jy weet jou pa het 'n fliek gemaak oor jou oupa. Ja, hy het vir my gesê. Is dit? Het jy dit gekyk ten minste? Ek het vir jou stukkies daarvan gewys. Daar's 'n bietjie vloekery in, so. Wow, so jy het maar so 'n bietjie. Maar sy oupa vloek nie regtig. Nie regtig nie, maar dit weet ons mos nou. En jou seun, is dit wat jy graag hê hy moet ook in hierdie tipe van bedryf betrokke raak? Nie spesifiek nie. As ons eerlik is. Nee, ek is 'n oupa wat sê rock and roll superstar acting, dis die ding wat hy moet gaan doen. Pa sê wiskunde, En sy pa ekonomie. train hom vir 'n wrede rugby speler om oor die ouens te trap want hy's 'n kop langer as al die ander, so sy pa gaan julle nou- werk aan hom. Maak julle of ek nou maar nie hier is nie, ek gaan nou maar aan met julle gesprek. 3 generasies van Frankies. So met die oupa was ook 'n Frank. My pa was ook 'n Frank, ja. Hoe voel jy om hierdie so groot naam te dra van Frank? Dit moet nou 'n swaar ding wees om te dra. As jy by die skool is, vertel jy vir almal my oupa is Frank Opperman. Ja, ek vertel hulle. Daar is dit. Nee man, jy moet nie dit doen nie. Dis wintie. Dis windgat. Luister, Frank, jy het al saam met hom 'n bietjie gitaar gespeel, jy het in bepaling. Dis wat ek kom kuier want ek bly mos nou deesdae in die Kaap, so maar die lekkerste is om af te kom. Gemaak altyd dit draai by my ma en om my kleinkind te sien en saam met hom en my ander kleindogter om saam met hulle musiek te maak. Maak julle saam musiek? Ja. Ons maak saam musiek. Hy's eintlik 'n drummer, hy's besig met drumklasse. Ek het hom 'n mondvletjie stelletjie gegee, so nou en dan speel ons bietjie mondvletjie in, maar hy's 'n baie musikale seun. Ek wil hê my kind moet hom
die eerste rock and roll superstar, want ek is nou al te oud om dit te word. Dit is nou hierdie So een. hy is nou die vol. O, so daai een was iets wat van 'n mislukking gewees. Ja, ek het Dit hom is gesê nie met gaan drama swat. Nee, hy wil nie gaan drama swat nie. Wou nie gitaarlesse neem nie. So jou hoop is nou maar op hierdie man nie. Ja, ek hoop is op hierdie ou. Ja. Nou maar luister, ons gaan daar's nog 'n paar dinge wat nou moet gebeur. Maar hoe lyk dit kan ek en jy bietjie speel? Okay. Ek het ook my mondvletjie saamgebring, maar ek kan nou nie so goed speel soos jy nie. Ja, hy's nog 'n beginner. Hy speel maar net vir die lekkerte saam. Wat se sleutel het Daar's jy daar? 'n professionele mondvletjie speler. Wat se sleutel het jy nou? Wat het jy daar? Ek het A. 'n A-sleutel. Nou ek het ook nou 'n A-sleutel hier, so. Hoe hou jy die mondvletjie vas? Wys my. Kan ek net vir jou wys hoe jy moet hom so. Hoor jy? Soos dit. Ja, hom so, dan moet jy so maak aan die agterkant. Hy weet nie net van geld nie, hy weet van mondvletjie speel ook. Nou, kom ons probeer dit dan. Okay, hier is 'n liedjie wat ons twee se al voorberei het in die sleutel van A. En die sleutel van A. Een versie in 'n chorus en dit gaan oor Johannesburg. Het jy ding dan om 'n wysie of is dit maar net chong chong? Dit sal ons moet uitvind. Kom, julle twee met die mondvletjie. Ja, dit hoor. A. Okay, hier gaan ons. Dit reën al. Dit reën alweer hier oor die Goudstad. Buite in die strate is alles papsopnat. Iemand verdwyn daar, iemand iewers verskyn daar, iemand iewers is daar iemand wat lyk soos niemand. Dit reën al hoe harder. Laat hy val, laat hy val, laat hy val, Davie. Reën al hoe harder. Laat hy val, laat hy val. En die taxi skree pa 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 pa. En die taxi skree pa 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 pa. Daar's mos nou niks. Daar's niks lekkerder as om dit saam met ou se kleinkind en Dawie te doen. Ek het nie geweet jy speel die mondvletjie. Jy speel goed.